woord van die Here kom vanoggend tot elkeen van ons uit die wysheidsliteratuur van die Prediker. Ons blaai daar na die laaste hoofstuk van Prediker toe, daar vers 9 tot en met vers 14, sy samevatting of sy bevindinge kan ons dit noem, want een ding wat ons weet van die ou Prediker is die man soek werklik die sin van die lewe. Hy soek die sin van die lewe, dit is sy doel. Hier die wysheidsliteratuur kom leer vir ons dan ook, wat is die antwoord op die vraag, wat is die sin van die lewe? En juist hier in die samevatting op die slot van die Prediker, kom gee hy nou vir ons sy antwoord. Hy het sy lewe lang gewerkskaf en gesoek en nagevors om antwoorde te kry, om duidelikheid te kry, om dit beter te verstaan, maar sy soeke was nooit die aangesig van God nie, en hy besef, aha, hier is die antwoord. En mag ons ook vanoggend met dieselfde gesindheid en antwoord uitstap. En dit is ons bede dat ook hierdie gedeelte vanoggend werklik 'n verskil sal maak in die geloofslewe, of dalk meer spesifiek die omstandighede of die situasies waarin jy jouself bevind of in vasgevang is. Ons tema vanoggend, die wysheid wat na die Vader toe lei, of die wysheid wat na God toe lei. Die wysheid. Ons gaan op dit fokus. Voor ons saam lees uit die woord van die Here uit, kom ons verenig saam in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, saam met die serafs daar in die teenwoordigheid van Jesaja, sing ons heilig, 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 U is die Here van die leerskare. Van die begin tot die einde, die Alfa en die Omega, wat nie deur die wêreld se mense of selfs tegnologie gedefinieer of beperk kan word nie. En dit is vir ons 'n besondere voorreg om ook vanoggend in U teenwoordigheid te mag wees, voor die aangesig te kan staan en ook te kan lewe. Ons weet, Here, dit alreeds is genade, want nie een van ons verdien dit om te bly staan voor die aangesig nie, as ons ook eerlik na ons eie lewens kyk, na ons foute en ons tekortkominge, die sonde wat ons so maklik omring, en selfs daardie sonde waarin ons volhard, wat ons oorstruikel daagliks. Dit is juist op oggend soos hierdie, na die voorlesing van die wet, dat ons ook besef, Here, U genade strek wyd, ver verwyderd soos die ooste van die weste af. So groot is U genade van ons, so ver sal ons sondes van ons af verwyderd word, wanneer U ons dit vergewe het. Dit is juist omdat U getrou bly en beloftes gemaak het, dat U vir ons God sal wees, dat U ons Vader sal wees, en U bly getrou, selfs al bly ons ontrou. U hou U hand vir ons oop, selfs al maak ons hand vir U so gereeld toe. U hou U hart vir ons oop, selfs al sluit ons hart, en verhard ons harte so gereeld in ons daaglikse lewe. En ons eer U daarvoor. Ons loof U daarvoor, en ons kan nie genoeg dankie sê vir U grootheid en U liefde vir ons nie, want ons weet, Here, U as Vader het ons so lief, dat U enigste seun na hierdie wêreld toe gestuur het om te sterf, dat ons die voorreg kan geniet in die lewe, maar ook in die sterfte, dat daar vir ons 'n ewige lewe is, dat daar vir ons 'n erfporsie in die hemel is, wat ver bo die menslike verstand stryd. Hier is ons vanoggend in die kerk bymekaar, hier nader ons tot U, Here, en ons smeek en ons pleit, dat U ons sal help deur die Gees, deur die woord, om ons oë op U te hou, totdat U ons genadig is, maar ook saam met die psalmdigter van Psalm 123 sal smeek, wees ons genadig, o Here, wees ons genadig. Help ons, Here, om met ons oë en ons harte na bo te lewe, want dan weet ons, Here, daar is geen uitdaging te groot, geen duisternis te donker, geen berg te hoog of gat te diep, wat ons nie kan oorkom of deurgaan. U is die een wat ons help, U is die een wat ons bystaan, U is die een wat ons laste ligter maak, en ons vra, Here, dat U dit sal aanhou doen, tot aan die volleinding van die wêreld, waar ons die voorreg sal geniet, om in die volmaakte teenwoordigheid en heerlikheid van God die Vader, die Seun, die Heilige Gees te wees. Maar waar ons dan nou in die kerk by mekaar kom, met een doel voor oë, Here, dit is om U te loof en te prys en te aanbid, ook om te kom hoor wat U vir ons sê, vra ons vir ontvanklike harte, ook positiewe en warm gesindhede, wat ook bereid is om ook verander te word en vernuwe te word. Ons dankie vir die kinders in die kerk, ons dankie vir talente, ons dankie, Here, vir gesondheid. Ons
Dankie Here vir uitkomste, ons dankie Here vir die hand van besturing oor ons lewens. Ons weet dat ons hier by HV Kerk Standerton nie 'n kerk van Christus kan wees, as dit nie vir U is. U kry al die eer, want U is die een wat ons lei en stuur op die regte weë deur die woord en tot die woord en ook met die woord. En dan juist bid ons dat ons vanoggend ook U woord duidelik sal hoor en dat dit verandering, herstelling, vernuwing in ons lewens sal bring. Baie dankie vir dit wat U vir ons doen. Help ons Here om ook aan U te doen wat U kant toe moet kom. Help ons Here om vir U te gee wat U kant toe moet kom en U verdien. Baie dankie vir die genade en liefde. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen. Baie bekende gedeelte wat ek met ons gaan saam lees vanoggend, vrees God en hou sy gebooie. En ons gaan veral dan nou daar vers 9 tot 14 lees met die gedagte van ons tema, dat die wysheid wat na die Vader toe lei, die wysheid wat ons dan lei na God toe. Ek lees vir ons vers 9. En behalwe dat die prediker wyse was, het hy die volk nog kennis geleer en het oorweeg en ondersoek. Hy het baie spreuke opgestel. Die prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind en wat reg geskrywe is, woorde van waarheid. Die woorde van die wyse manne is soos prikkels en soos spykers, diep ingeslaan, is die versamelde spreuke. Dit is deur die enige herder gegee. En buitendien, my seun, wees gewaarsku. Aan baie boeke maak hom geen einde nie. En baie studie is vermoeiing van die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. God sal elke werk bring in die gerig. Dit kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Dit is ons woord wat ons dan vanoggend uit die Bybel uit kry. Mag elkeen wat dit gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef. En sy na haar opsluit daarvolgens gaan lewe. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, so in die begin van die preek, moet ons so weer 'n bietjie ons verbeelding gebruik. En stel jouself voor 'n man wat so op 'n stowwerige pad staan, eintlik 'n stowwerige kruispad staan, verdwaal, met so 'n ou gekleurde en gekrekelde padkaart so in sy hande. Hy staan verdwaal, maar hy hou hierdie padkaart vas, en terwyl hy so staan, is die son besig om op sy gesig te brand, maar sy hart is kouer as die nag. Hy weet nie waarheen om te gaan nie. Hy weet nie waar om te draai of selfs af te draai nie. Hy weet nie waar om te loop nie. Een ding wat hy wel besef is, hy besef, hy is nou in die moeilikheid. Hy is werklik verdwaal. Hoe meer die angs om oorval, hoe meer die benoudhede om oorval, hoe meer voel hy rigtingloos. Hoe meer voel hy verlore. Op so 'n oomblik voel 'n mens se lewe mos sommer sinneloos. 'n Mens se lewe voel mos sommer rigtingloos. Dit voel mos op so 'n oomblik asof jy op 'n pad is wat net dood eenvoudig na nêrens toe lei nie. Nou in hierdie oomblik waar die angs, die vrees en die benoudhede hom oorval, kyk hy na hierdie gekrekelde, ou gekleurde padkaart. Maar die lyne en die simbole, die prentjies van daai padkaart is vir hom heeltemal te deurmekaar. Hy kan nie kop of stert uitmaak nie. Hy verstaan glad nie hierdie padkaart nie. Hy draai die kaart om en om en om en om, maar hoop bly buite bereik. Hy het nou alles probeer. Hy voel verlore, alleen, hy voel asof die wêreld hom verpletter en hy voel asof die riviere van wanhoop oor hom stroom. 'n Oomblik wat ek glo baie van ons ook mee kan assosieer. Daai oomblik van jy sit met jou hande in jou hare en jy weet nie watter kant toe nie, jy weet nie wat nou, waar nou of selfs hoe nou nie. Maar dan
in sy desperaatheid, gaan sit hy doodrustig daar op 'n klip en hy kyk weer. Hy kyk stadiger na die gekrekelde padkaart. Hy kyk dieper na hierdie padkaart. Hy fokus meer op hierdie padkaart en sy oë begin patrone te identifiseer en raak te sien. Hier is 'n rivierloop wat ek ken. Hier is 'n berg. Hier is 'n klein sterretjie wat 'n baie bekende dorpie aandui. Hoe meer hy kyk, meer gefokus hy kyk, hoe meer rustiger word hy, want die pad wat hy moet loop, word al hoe meer duideliker. Die rigting wat hy op moet loop, word al hoe meer duideliker. Die kaart, wat in die begin vir hom totaal en al verwarring geskep het, begin vir hom sin te maak. Dit begin duidelik te word, en dan hier binne in hom, binne in daardie oomblik, wat ons in ons geestesoog sien, en ook saam met hierdie man ervaar, hoe daar so 'n oomblik van hoop in sy hart ontvlam, in hierdie bitter soet oomblik, en ons dit noem, kry hy so 'n klein glimlaggie, daai oomblik en glimlaggie van deurbreek, aha, hier's rigting. Hier is hoop, hier is 'n kans, hier is vir my uitkoms. En hy voel sommer rustiger, want hy weet waarheen om te loop. Mense kan sê, hy voel eintlik kalm, want hy het weer 'n sekerheid in sy hart, en 'n sekerheid in sy gedagtes, hy weet nou waarheen. Nou geliefdes, is hierdie beeld, wat ons nou in die inleiding na geluister het, is dit nie 'n baie goeie beeld van hoe ons lewens soms is nie, en hoe ons lewens soms of meer as gereeld voel nie. Ons staan so gereeld in ons lewens by moeilike en uitdagende kruispaaie, vasgevang in hartseer, in diagnoses, in siekte, in hopeloosheid, in teleurstellings, in worstelinge met geen sin, of selfs vreugde, of blydskap in sig nie. Oomblikke waar ons voel dat ons glad nie die lig in die duisternis kan sien nie. Daardie oomblikke waar ons kan dit nie anders beskryf nie, leeg voel. Nou Prediker, hierdie man van Prediker, hierdie wyse man van die Ou Testament, het hierdie leegheid baie goed geken. Meer as gereeld in sy lewe ervaar en selfs beleef. In Prediker 12 vers 9 tot 14 ons geleesde gedeelte, kom hy wat alreeds hierdie ervarings beleef het, reeds gereeld op kruispaaie gestaan het, en hy kom vanoggend na ons toe vanuit hierdie wysheidsliteratuur, en hy kom gee as ware vir ons 'n padkaart. Nie 'n padkaart wat ons na 'n tydelike bestemming lei nie, maar een wat ons na die ewige wysheid van God bring. En hier is die wonder van hierdie Prediker se ondersoek, sy antwoord. Hierdie wysheid is Jesus Christus. Die wysheid met 'n hoofletter, wat my en jou, ons as 'n gemeente, na die Vader toe lei. Sonder hom is daar geen blydskap nie. Sonder hom is daar geen vreugde nie. Maar juis in hom word ons leemtes gevul, word die hoop herstel, die seer getroos, en in hom alleen word die teleurstellings 'n bietjie ligter. In hom vind ons die pad duidelik. Nou kom ons kyk saam na hierdie padkaart, laat dit ook ons harte vanoggend aanraak. Nou Prediker, hy was 'n man gewees wat werklik moeite gedoen het om die lewe te deursoek. Hy het rykdom en plesier en kennis nagejaag, maar hy kom tot die slotsom, alles is te vergeefs. Alles is maar 'n gejaag na die wind, want as die wind waai, laat dit nog niks agter nie, dit maak skoon. In Prediker 12 vers 9 tot 14
sluit hy sy boek af met 'n kragtige boodskap. Ons kan eintlik dit 'n persoonlike oorlewering van ervaring noem. Hy wil nie hê dat ek of jy op dieselfde pad moet loop as waarop hy geloop het nie. Hy wil nie hê ons moet beleef en ervaar wat hy beleef het in sy ondersoek nie. Hy wil hê ons moet beleef wat hy bevind het. Hy wil hê ons moet saam met hom die uitkoms beleef en nie die ondersoek en die vrae na daardie uitkoms nie. Hy sê, hy het woorde van waarheid opgeskryf, bindend met die emosie wat hy beleef het, binne in daardie oomblik. Hy sê, so spykers wat vasgeslaan is, diep vasgeslaan is, om mense na God te lei. Dit is sy doel, om ons te wys wat die lewe sonder Jesus Christus, dat die lewe sonder Jesus Christus, sonder die Here, leeg en absoluut rigtingloos is. Dat 'n lewe sonder die Here Jesus Christus hartseer sal wees. En 'n lewe sal wees waar siekte en teleurstelling en wanhoop en mishoop ons totaal en al sal opsluk. Die konteks van hierdie skrywe speel af in 'n tydperk waar die volk Israel hulle self voorgegee het tot afgodsaanbidding, afgoderry, en 'n tyd waar hulle werklik getwyfel het in die Here. So hy spreek hulle aan en gee sy bevindinge aan hulle, maar ook vanoggend baie persoonlik en baie duidelik tot elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Hy roep ons op om te fokus op die een ding wat saak maak. Hy roep ons op om te fokus op die een ding wat werklik 'n verandering en 'n verskil tot herstel in jou en my en selfs hierdie gemeente se lewe sal bring. Hy vat dit saam in vers 13 deur om te sê, vrees God en onderhou sy gebooie, dit is vir alle mense. Vrees God en onderhou sy gebooie. En soos die man met die padkaart, voel ons soms en so gereeld ook vasgevang. Die dood van 'n geliefde, 'n diagnose, 'n verwagting wat 'n teleurstelling word, of die gewig van 'n sinnelose lewe kan of eintlik sal ons hoop steel. Die prediker kom en ons moet ons gedagtes nou weer gebruik. Hy kom en hy skreeu eintlik vir jou. Hy roep na jou. Hy wil hê jy moet duidelik hoor en duidelik verstaan. Kyk na God. Kyk na die Vader. Fokus op hom. Moenie jou fokus van hom afhaal nie. Daardie paaie lei na nêrens toe nie. Glo my wat ek vir julle sê, ek het dit bewandel. Ek het dit geloop. Ek was daar gewees. Ek het my oë van die Here afgehaal en alles was te vergeefs gewees. Luister vir my mooi. Maak nie saak die omstandighede nie. Maak nie saak waarbinne jy vasgevang is nie. Ek roep jou op. Fokus op God alleen. Maak hom jou fondasie van gister, vandag en môre. Om die hoop van uitkoms en selfs ook antwoord. En hy sê, want hier is die sleutel. Hier is die sleutel gevind en ek wil dit met julle deel vanoggend. God het sy seun Jesus Christus gestuur om die leemtes te vul wat die tydelike wêreld, hierdie lewe nie kan vul nie. Jesus wat geleef het, wat gesterf het, wat opgestaan het, is die padkaart wat jou en my na die Vader toe lei. In hom kry ons betekenis. In hom kry ons wysheid. Selfs in ons diepste pyn, selfs in die oomblik van ons grootste verwarring, selfs wanneer ons gekonfronteer word met die grootste uitdaging, selfs in tye van angs en onsekerheid, leef ons hier die wysheid en hier die onwankelbare krag wat die Here vir ons gee. Wanneer prediker praat oor wysheid, dan noem hy dit eintlik een van ons kosbaarste besittings.
Maar hy sê ook daarby saam, dat sonder God bly dit buite bereik. Sonder God, sonder Christus Jesus, en sonder die Heilige Gees en die Woord, is dit nie vir ons moontlik om hierdie wysheid wat ons op die regte pad lei, hierdie wysheid wat ons harte verander, kan bekom. Sonder Jesus, sê prediker eintlik vir ons, is die lewe soos 'n koue skaduwee van geen vreugde nie. Dink net vir 'n oomblik aan 'n huis wat se ligte af is, so op 'n wintersaand. En die kamers is gevul met hartseer en leegheid. En 'n stilte wat onbeheersbaar is, ondraaglik is. Dink aan daai huis. Ons sien dit hier in ons geestesoor. Miskien voel jy vanoggend net soos daardie huis. Miskien voel jou lewe vanoggend net so donker. Miskien voel jou toekoms vanoggend net so donker. Dis juist nou vanoggend wat prediker vir ons kom sê, vir jou wil sê. Verstaan jou omstandighede, ek weet hoe jy voel. Maar hoor wat ek sê, sonder Jesus sal daar geen volkome blydskap wees nie. Sonder Jesus sal daar geen vreugde beleef word nie. Sonder Jesus sal daar geen vrede wees nie. Sonder Jesus sal daar geen hoop wees nie. Sonder Jesus sal daar geen lig wees nie. Dalk net 'n tydelike oomblik wat verdamp soos mis. Prediker het dit geweet. Prediker verstaan. En daarom gee hy vir ons 'n padkaart om ons te lei na God toe. Ons ten alle tye onder sy hand van beskerming en uitkoms, kalmte en rustigheid kan wandel en kan lewe. Want God het nie toegelaat dat ons in die duisternis bly nie. En Jesus het die wysheid van God mens geword. Hy is die lig wat in jou donkerte skyn. Sy lewe kom wys vir ons hoe om te leef. Met liefde, met vertroue, met gehoorsaamheid, selfs in pyn. Sy dood aan die kruis vul die leemtes van ons sonde en ons hartseer. Want hy het gekom, en hy het ons laste gedra. Sy opstanding kom sê vir ons dat siekte en dood nie meer die laaste woord of die laaste hoofstuk van 'n gelowige se lewe is nie. En sy voorbereiding vir hemelvaart, waarop ons onsself voorberei, waar hy na die Vader gegaan het, gee ons die sekerheid, die absolute sekerheid van 'n ewige tuiste. Die Vader het sy seun gestuur om die leemtes van hierdie gebroke wêreld te vul. Om jou by te staan, om jou te help, om jou te ondersteun en jou te dra wanneer jy deur die moeilikste tyd van jou lewe gaan of selfs deur die grootste uitdaging van jou lewe. In Jesus vind ons die wysheid wat nie net rigting gee nie, maar ook volkome blydskap, vreugde en vrede midde in die storms wat ons beleef. 'n Prediker se slotwoord is baie eenvoudig, maar tog so diep. Hy sê, vrees God en hou sy gebooie. Dit is 'n oproep tot 'n heilige ontzag voor God, om voor hom te staan met absolute eerbied en respek, en hom lief te hê, en hom te vertrou, selfs wanneer die wêreld se ellende en swaar en seer ons wil breek en op ons knieë dwing. Om sy gebooie te hou, is om te leef, soos Jesus geleef het, in liefde, in gehoorsaamheid, in diens en hoop, 'n lewe waar hartseer, teleurstellings en siekte nie die einde is nie. Elke oomblik van jou lewe kan jy sê, ek behoort aan God. Hierdie oproep van die prediker vanoggend is 'n reddingsboei vir diegene wat vasgevang is in hul siel sonder Jesus. Wil ek vanoggend vir u sê, is ons slawe
van alles is te vergeefs, waar geen vreugde, geen blydskap en geen hoop blywend is nie, maar in hom, die wysheid wat na die Vader lei, in Jesus, vind ons 'n vryheid van hierdie tydelike wêreld, wat alle verstand te bowe gaan. Hy het die pad geloop, hy het die kruis gedra, en hy kom vanoggend, en hy kom nooi ons uit, weer eens uit, om in sy voetspore te loop. Prediker doen dit, Here Jesus Christus doen dit ook, want hy weet wat jy nodig het. Hy ken die pad, albei van hulle het dit geloop tot die einde toe, en hulle kom deel hulle ervarings met ons, dat nie een van ons ooit op 'n dwaalspoor na niks toe gelei word nie, maar altyd die voorreg sal geniet, om ten alle tye van ons lewens, op die pad van Jesus Christus te wandel, waar sy bloeddruppels ons teruglei na die volmaakte Vader se huis, die hemele waar ons eendag so graag wil wees. Dit is 'n oproep wat ons harte moet laat tog. Ons kan vanoggend weer eens bely, ons is nie verlore nie. Selfs in ons diepste worsteling, of moeilikste kruispad, het ek en jy met sekerheid die wysheid, wat ons die pad aandui en huis toe lei. En ek sluit af. Kom ons gaan terug na daai verdwaalde man, met die gekrekelde padkaart daar in die begin van die preek. Wat het hy gedoen? Na hierdie duidelikheid van hierdie padkaart verstaan het, waar hy 'n oomblik van opgewondenheid of 'n vlammetjie in die hart beleef het, wat het hy gemaak? Hy het opgestaan van die klip af, hy het die gekrekelde padkaart in sy hand gevat, sy hart is seer, die trane loop nog so oor sy wange, maar die kaart, die rigting, is nou vir hom baie duidelik. Hy begin loop, en alhoewel die pad styl en moeilik is daar 'n stille blydskap in hom. 'n Stille blydskap, so 'n oomblik waar dit voel of die son deurskyn op 'n bewolkte dag, so 'n oomblik van rustigheid, so 'n oomblik van kalmte en sekerheid, wat 'n massiewe verskil maak in elkeen van ons se lewens. Hy ervaar dit. Hy weet nou waarheen hy gaan, hy weet nou waarheen hy op pad is. Hy is nou op pad huis toe. Hy is nou op pad na die Vader toe. Dit moet ons nooit vergeet nie, want dit is die lewe wat die Here Jesus Christus vir ons kom gee. Hy kom gee vir ons die pad terug huis toe. Die pad terug na die Vader toe. Prediker 12 vers 9 tot 14 kan eintlik saamgevat word as 'n liefdesbrief van God, of 'n liefdesbrief van die Vader, geskryf vir die gebrokenes, vir die wat hartseer is, vir die wat rigtingloos is, siek is en selfs hopeloos is. Sonder Jesus is daar geen volkome blydskap nie. Is daar geen hoop wat selfs die graf oorwin nie. Maar die Vader het sy seun gestuur om die leemtes in jou lewe te vul, om ons die wysheid te gee wat ons nodig het, om teruggelei te kan word na die Vaderhuis. Jesus het geleef, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, en hy het vir ons die pad oopgemaak en duidelik gemaak. Hy is ons padkaart, hy is ons lig, hy is ons hoop. Nou kinders, jong mense, ouers en grootouers, elkeen van ons wat vanoggend hier in die kerk sit, het 'n Bybel. Ken 'n Bybel. Dalk lyk jou Bybel soos hierdie gekrekelde padkaart wat hierdie man vasgehou is. Dalk is hy nog splinternuut, dalk lê hy onder die stof. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak die uitdagings of jou drome of die teleurstellings of die worstelinge wat jy ervaar nie, ons het 'n Bybel. Ons het 'n padkaart. Dit is jou padkaart. Doen jouself 'n guns. Maak wat hierdie man in die begin gemaak het. Gaan sit net vir 'n oomblik stil, op 'n klip, op 'n bank, op die bed, op die vloer, maak nie saak wat nie. Word net vir 'n oomblik stil en gaan lees hierdie padkaart. En gaan bestudeer hierdie padkaart. En gaan fokus op hierdie padkaart wat die Here vir ons gegee het. Die pad wat jy as gelowige moet loop.
sal al hoe meer duideliker word, hoe meer jy die Bybel bestudeer. Dalk die eerste keer lyk dit soos wat hierdie man beleef het toe hy daai padkaart oopgemaak het. Sinneloos, rigtingloos en absoluut onduidelik. Maar dit is reg, dit moet so wees. Die Bybel is nie net een boek wat jy een keer in jou lewe deurlees. Dis jou lewensboek. Wanneer ons stil raak, maak nie saak die storm en die winde wat waai, ons werklik die padkaart van die Here bestudeer. Dan sal die Here Jesus Christus as rigtingwyser in jou lewe ook vir jou meer duidelik word, selfs al is jy hartseer of benoud of angstig. Maar ook sal die uitkoms van jou lewe al hoe meer en al hoe duideliker geopenbaar word. Laat sy liefde vanoggend werklik jou hart vul, selfs in pyn. Laat sy wysheid jou lei, selfs deur die trane. En wanneer jy vasgevang voel, onthou een ding. Jy het Jesus reeds. Gelukkig het ons nie 'n padkaart nodig om hom te gaan vind en hom te gaan soek nie. Ons sou nooit by hom uitgekom het nie. Hy het ons kom vind. Hy het ons kom soek. Hy het ons op ons naam geroep. Ons is sy eiendom. Daarom het jy hoop. Vrees God, hou sy gebooie, ken sy woord en loop die pad huis toe. Hand aan hand met Jesus, want hy is die wysheid. Ons terug na die Vader toe lei. Mag elkeen van ons, selfs vandag al, terug huis toe gaan. Mag ons die verlore kinders wees, wat met die regte padkaart, met die regte leiding deur die Gees, ons tuiste onder die Vader se hand vind. En ek wil vir u sê, dan sal u die vrede en die vreugde beleef, wat alle verstand te bowe gaan, en ons harte en ons sinne bewaar in Jesus Christus. Dan sal jy staande bly. Maak nie saak van watter kant af die wind waai nie. Amen. Kom ons dan. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie dat U ook vanoggend vanuit die wysheidsliteratuur tot ons gespreek het. En vir ons kom wysheid dat ons sit eintlik al reeds op die grootste skat van die wêreld in ons lewe. Dit is die voorreg om die Bybel in ons hand te hê, die padkaart terug na U toe. Dus juist hier die padkaart wat ons leer, Here, van dit wat Jesus vir ons kom doen het, vir die Gees in ons harte werk, en ook dat daar vir ons hoop is, selfs al lyk en voel alles hopeloos. Baie keer in ons lewens voel ons soos hier die man wat daar rigtingloos by 'n kruispad staan. Baie keer moet ons ook maar net gaan doen wat hy doen, en dit is gaan stil sit, en werklik gaan fokus op die woord gaan bestudeer, U stem hoor, ook die vermoë kan hê om die stem van U te kan onderskei van die stemme van die wêreld. En dan deur die Gees gelei word om daardie roepstem te antwoord en dit te volg. Dan sal ons lewens anders lyk, anders klink en ons sal 'n goeie smaak hê. Ons sal al reeds dan die smaak van die koninkryk vir ander mense die geleentheid gee om te ervaar. Seën ons ook in hierdie week, help ons om op hierdie padkaart van geloof te wandel, help ons om 'n gemeente te wees wat werklik 'n behoefte het om die Bybel te ken en ook U daardeur te aanbid. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.